Goeiemôre en welkom weer by 'n kuier in die woord van die Here. En vanoggend gaan ons so 'n bietjie lees uit 2 Konings 5 van vers 1 tot 12. Dit gaan oor die verhaal van Naaman die Arameer wat van sy melaatsheid genees was. En Naaman, die leerowerste van die koning van Aram, was 'n groot man voor sy heer en hoog in aansien. Want deur hom het die Here aan die Arameërs 'n oorwinning gegee en die man was 'n dapper held, maar melaats. En hierdie woordjie maar is dan vanoggend ook die titel van ons boodskap. En die Arameërs het in die bendes uitgetrek en uit die land van Israel 'n klein dogtertjie as gevangene weggevoer wat in diens van Naaman se vrou gekom het. En sy het vir haar meesteres gesê: "Ag, was my heer maar net by die profeet wat in Samaria is, dan sou hy sy melaatsheid wegneem." Toe gaan hy in en gee dit aan sy heer te ken en sê: "So en so het die dogtertjie gespreek wat uit die land van Israel kom." En die koning van Aram sê: "Gaan dan, ek wil 'n brief aan die koning van Israel stuur." En hy het gegaan en 10 talente silwer en 6000 sikkels goud en 10 stel klere saam met hom geneem. En aan die koning van Israel die brief gebring in die volgende inhoud: "Saam met hierdie brief aan u stuur ek dan nou my dienaar Naaman na u toe, dat u sy melaatsheid kan wegneem." Sodra die koning van Israel die brief gelees het, skeer hy sy klere en sê: "Is ek dan God om dood en lewend te maak, dat hierdie man na my stuur om van 'n man sy melaatsheid weg te neem? Erken en sien tog net hoe dat hy 'n geleentheid teen my soek." Maar toe Elisa, die man van God, hoor dat die koning van Israel sy klere geskeer het, laat hy die koning weet: "Waarom skeer u klere? Laat hom maar na my toe kom. Dan sal hy weet dat daar 'n profeet in Israel is." So het Naaman dan gekom met sy perde en met sy waans en voor die deur van Elisa se huis stilgehou. Toe stuur Elisa 'n boodskapper na hom en sê: "Gaan dan heen, was jou 7 maal in die Jordaan, dan sal jou vlees terugkeer en jy sal rein wees." Maar Naaman het baie kwaad geword en weggegaan en gesê: "Kyk, ek het gedink, hy sal sekerlik na my uitkom en staan en die naam van die Here sy God aanroep en sy hand oor die plek heen en weer beweeg en melaatsheid wegneem. Is Abana en Farpar, die riviere van Damaskus, nie beter as al die waters van Israel nie? Kon ek my nie daarin was en rein word nie?" En hy het omgedraai en vererg weggery. En dan lees ons dat sy dienaars gekom het gesê het: "Nee, u moet doen wat die profeet sê." En ons weet dat Naaman toe gegaan het en in die rivier ingegaan het 7 keer en dat hy genees was. Naaman sien ons was kwaad en opgewerk oor Elisa se optrede. Hy het 'n verwagting gehad dat die man hom daarom in ag sal neem, omdat hy 'n vername man was, omdat hy 'n bekende persoon was. Is ons nie ook baie keer kwaad of ongelukkig of teleurgesteld omdat ons 'n sekere verwagting van iets of iemand of 'n situasie op 'n sekere tydstip gehad het nie? 'n sekere verwagting omtrent 'n persoon omdat sy agtergrond, sy titel, sy leefstyl ensovoorts belangrik was vir Naaman, het hy gevoel hy moet met respek behandel word. En wat hy ervaar het was disrespek. Vir ons laat glo dat sekere dinge op 'n spesifieke manier moet gebeur. En dit is hoe ons baie keer dit hoor op die media, hoe ons dit hoor deur oorlewering, hoe ons dit hoor van ander persone. En dan het ons 'n verwagting dat iets op 'n sekere manier of iemand op 'n sekere manier moet optree en op 'n sekere manier moet praat en deel met ons. Ons doen dit met ons kerk, ons doen dit met predikers. Ons gaan met 'n verwagting na 'n geneesheer wat ons hoor almal getuig van hoe wonderlik hy is om mense te genees, en ons gaan en ons is baie keer teleurgestel. Ons gaan met vooropgestelde verwagtinge wat lei tot teleurstelling en woede. Selfs teenoor God het ons dikwels so houding. Ons verkwalik hom omdat hy nie ons gebede verhoor nie. Ons bid en ons vra.
Maar ons bid baie keer in selfsug. Ons bid baie keer net by geleentheid. Ons staan nie in verhouding met God nie. En dis nie dat God nie wil iets doen nie. En dis nie dat God nie omgee nie. Maar ons gaan met 'n verkeerde gesindheid. Ons gaan met die las van besmetting aan ons. Ons is in 'n plek van besmetting baie keer en dan verwag ons dat God moet reageer soos ons wil hê dit moet gebeur. Nie God se manier nie, my manier. Ons moet leer dat wat ons sien en hoor dalk 'n ander betekenis het as wat ons verwag. Mooi musiek is nie altyd opbouend nie. 'n Mooi stem oor die foon beteken nie die eienaar daarvan is mooi nie. Mooi is net mooi en nie noodwendig goed nie. Naaman was 'n baie belangrike man. En seker deur almal geken en gepraat oor, aangesien hy dapper was, baie oorwinnings behaal het en in guns by die koning was. So hy het 'n vleeslike verwagting gehad. En baie keer op grond van, is daar mense wat op grond van hulle status, hulle voorspoed, waar hulle leef en hoe hulle leef en verwag dat ander mense hulle sal ag. Omdat hulle dink, hulle verdien 'n verhewe behandeling in die lewe. Ons almal hou van mense wat suksesvol is en om geassosieer te word met hulle. Mense hou van selfies of foto's met bekende sportsterre, sangers, bekende figure. Om te kan sê, kyk hier, ek ken hierdie persoon. Ek het saam met hom gestaan op die foto. Hy het sy hand op my skouer gesit. Tog was daar skaduwee in die lewe en die huis van Naaman. Hoeveel mense is daar wat ek en u ken, wat 'n maar in hulle lewe het? Mense wat baie goed doen en mense wat vriendelik is, mense wat 'n aangename persoonlikheid het. Mense wat werklik goed is om te ken en meer tyd mee deur te bring, want daar's 'n maar in hulle lewe. Hoeveel van ons wat na hierdie boodskap luister vandag sit met 'n maar in ons lewens? 'n Maar wat is soos 'n skaduwee in ons lewens hang. 'n Klein gevange dogtertjie was bewus van daardie leemte en het die maar raak gesien. Die man was 'n dapper held, maar melaats. Die grafskrif van menigte mense sal net 4 letters kan bevat. Maar hier lê, hier rus, so en so, maar. Kain, die eerste mens om gebore te word, is beroemd vir die verkeerde rede, maar. So ook Esau, Ismael, Gam, Saul en vele ander. Selfs Adam en Eva het 'n maar gehad. 'n Afgevaardigde na 'n konferensie het vir sy tolk gesê om eers te begin vertaal na die spreker maar gesê het. Maar kan alles verander of uitkanselleer. Maar kan 'n geweldige impak op my en u lewens hê as ons 'n maar in ons lewens het. Dikwels is die dinge wat 'n persoon se uitbestemming bepaal net so gering soos die woordjie maar. As baie keer voordeel om iets te bekom, te koop, plek om na te gaan. Maar ons moet altyd seker maak of daar nie 'n maar in die agtergrond is wat 'n negatiewe konnotasie het nie. Baie mense bereik nie die goddelike doel vir hulle lewens nie, want daar's 'n maar. Baie mense mis uit. Baie gebede word nie verhoor nie omdat daar 'n maar is. Baie mense sukkel weens
die maar in hulle lewe, soos woede, hardkoppigheid, laksheid, hebsug, welis, hoogmoed, luiheid, uitstel, gebrek aan selfbeheersing. En ons gaan aangaan met die lysie van maars waaraan mense se lewens is. Hulle spoed, hulle lewens buite beheer voort en nie soos God bestem het nie. Dit moet wees nie. Op die oppervlak lyk alles normaal en selfs goed, maar selfs in kerke sit mense wat sedig en vroom hulle hande opsteek omhoog, wat amen en halleluja sê, maar daar is 'n maar. En nou kan jy vir my sê, maar dis nie jou werk om te oordeel nie, ek oordeel nie. Naaman moes 7 keer in die Jordaan duik om gereinig te word. Wat is jou maar vandag? Wat is die maar waaraan jou lewe is, wat weerhou dat jy oorwinning kry, dat jy die deurbraak kry? Dat jy kan breek met sonde, dat jy kan breek met ongesonde gewoontes. Dat jy die voorspoed wat God vir jou bestem het, in hande kan neem. Wat 'n maar is daar wat 'n belemmering in jou lewe is. Jy hoef nie 7 keer in een of ander dam of rivier te gaan duik nie. Jy het nie nodig om dit te doen nie, om ontslae te raak van jou maar nie. Ja, al wat jy vanmôre nodig het is om jou te verneder voor God, sodat hy jou op die regte tyd kan verhoog, om die duiwel in jou vlees te weerstaan en jou sonde te bely. As jy vanmôre jou maar na Jesus toe bring, sy bloed reinig jou van alle sonde. 1 Johannes 1 vers 9 sê, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig, om ons van alle maars te reinig. Wil jy nie maar vanmôre kom en daar die keuse maak nie. En voor God, sommer net daar waar jy sit, jy het nie nodig om iemand te kry om vir jou te bid, want jou gebed is net so kragtig soos wat jy glo dit is. In hierdie oomblik te sê, Here, ek kom staan vandag voor U, ek kom verneder my vandag voor U, ek kom plaas myself voor U neer. My gebed is vandag, ek vra dat U die maars in my lewe sal verwyder, dat U my die krag sal gee om dit te oorwin, om klaar te maak, om vernuwe te word in my denke, om my te vergewe, om my ongeregtigheid en die maars in my lewe weg te vat. En dan sê jy onmiddellik dankie Here vir dit wat nou reeds besig is om te gebeur, die verandering, dit wat gaan kom, die maars wat verwyder is, sodat jou deurbraak, jou oorwinning, jou voorspoed, jou neerslagtigheid aangespreek kan word. Mag jy 'n geseënde dag verder hê, mag jy 'n geseënde week hê. Mag die seën van God u volg, die goedheid en guns van God